militêre veterane. En ja, almal wat in die weermag was voor 1994 word dan as 'n militêre veteraan beskou. Soos ek hier sit, soos ek vir julle lyk, is ek ook 'n milwet. En wat ek vanaand op die hart het oor die milwet is dat ek het mos nou hierso in 1989 toe ek is nou klaar gemaak in die weermag en toe my onderwysloopbaan begin. En weet julle daai eerste, ek wil nou sê die eerste 30 jaar vandat ek klaar gemaak het in die weermag tot so enkele, sê maar 2 jaar gelede, bietjie minder, het ek nooit 'n woord oor die weermag gehad. Nooit het ek stil gebly. Ek gaan julle sê hoekom. Dit was asof ons wat in die weermag was so 'n ding op ons naam was, 'n klap op ons naam was omdat ons in die weermag was. En nou ek praat oor van 1990 was toestelling toe nog verander, hele uitkyk en hele lot het verander. So dit was so asof ons in die doldrums weet daar, jy kan gestoot het, moenie praat, bly doodstil. Jy is nie daar om my onderwerp te bespreek, jy hou die stories vir jouself, en gesels met jou maatjies, ensovoort. So mense het nooit regtig daarmee uitgegaan en vir die mense die stories gaan vertel. En dan moet jy onthou, mens moet oppas, dit is net slecht is nie, inteendeel. Ek het in my weermag, my eerste jaar in die weermag het ek die meeste gelaat, as wat ek ooit in my lewe te saam gelaat. En dit is nou die reine waarheid. Ek wil nog vir julle van die stories begin vertel, want dit is so groot voorrecht om sulke stories te kan deel. Nou wat vir my lekker is, wat ek nog in die punt wat ek wil uitkom. Ek het onlangs by so'n mooi Tygerberg WhatsApp groep aangesluit. En ek gaan vir jy sê, is onmiddellik dat die mens met die ouens identifiseer. Dit is onmiddellik, nie iemand wat jou verstaan, onmiddellik iemand wat die pad saam met jou gestap het, iemand wat jou waardes deel, iemand wat ook glo in geloof, hoop en liefde, en iemand wat ook glo in die lewe vlugte van die gees, en iemand wat jou ondersteun, en iemand wat weet waaroor als gegaan het. En dis vir my ongelooflik om in so'n veilige omgewing weer te kan gesels oor die weermag daar. En om het hierdie keer te doen sonder met die skuldgevoel, sonder dat ek voel ek trap nog iemand te toon, of dat ek voel, nee, dis nie van pas nie, dat ek voel, nee, moet jy dit sê, die type van goed. Nee, dit is ongelooflik dat ek by die punt kom gekom het, dat ek vir julle kan vertel van my weermag storie. So dit was net op my hart. Mense, as jy 'n militêre veteraan deurkom, geen bot, selfs nie kom.